Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor wat is 'n term? Wie die titel van die video is terme. Of ek dink is terme. Gaan ek 'n terme maak? Ja, sure. Terme. En ons gaan werk met meer eventually. En jy moet definitief weet wat is wat en hoekom is dit wat en waarom noem ons dit wat en ensovoorts ensovoorts. So ons gaan vandag 'n bietjie praat oor soos ek gesê het. Wat is 'n term? Sorry, wat is my maniere? So ek weet nie hoe lank hierdie video gaan wees. Dit gaan nie so verskriklik baie lank wees nie, maar ek is nie baie gretig om julle tyd te mors nie en ek wil ook nie hê julle moet julle tyd mors nie. Skool is baie moeilik, veral vir graad 8, shame. En ek wil dit so maklik moontlik vir julle maak. So gaan na die description van die video toe. Jy sal self sien hierdie ding word opgedeel in sulke slots. Skryf jy waarmee jy sukkel, kyk daai stukkie en gaan aan met jou lewe. Dit is nie so moeilik nie. Maar ons gaan nog gepraat oor die definisies rakende terme en daarna gaan ons nog bietjie praat oor definisies spesifiek oor die eksponente van definisies. Ek het al 'n video gemaak oor eksponente as jy hom op wil gaan kyk. Maar ek gaan hier 'n bietjie meer diepte in wat noem ons die goed? Hoe praat ons? Wat sê ons? Hoe verduidelik ons waar ons praat? Want onthou, wiskunde is 'n taal en as jy nie die taal verstaan nie, as jy nie Engels verstaan nie, gaan jy nie goeie punte kry nie. As jy nie die taal van wiskunde verstaan nie, gaan jy ook nie goeie punte kry nie. So ons begin by wat is 'n term? Waaruit bestaan 'n term? Dis ook 'n goeie vraag. 'n Term bestaan uit 3 dinge. Een van die 3 dinge is opsioneel, maar oor die algeheel bestaan hy uit 3 dinge. Die eerste ding waar ons gaan praat is die teken. Ons sal minus daarvoor. Dit hoop ek gaan die maklikste van die 3 wees. Die tweede ding, dis die teken. Die tweede ding gaan wees die getal. Of ons gaan hom noem die koëffisiënt ook, maar moenie worry nie, chill uit, ek sal jou nou mooi wys hoe mense daai woord spel. Die derde een gaan wees die veranderlike. So die veranderlike is soos die alfabetgetal. Nou, soos ek gesê het, een van die 3 is opsioneel. Hy het nie altyd 'n veranderlike nie. Tegnies seker kan jy sê hy het altyd 'n veranderlike, maar hy het nie altyd nie. Dit kan of 'n X wees, of dit kan 'n Y wees, of dit kan 'n B of 'n K of 'n C of 'n Z of wat ook al die alfabet het om vir jou te gee. Nou, by die eerste plek hier die teken, ek hoop jy weet daar bestaan nie net een teken nie, daar bestaan definitief meer as net een teken. Daar bestaan 2. Hierdie een noem ons 'n minus. Shocking, hè? Jessie, wiskunde is kompleks. Al hierdie wiskunde wat jy moet verstaan en memoriseer en wat ook al. Die volgende teken waarvan jy hopelik bewus is 'n plus. Nou, tekens skei terme. Of dit 'n plus is en of dit 'n minus is, dit skei 'n term. As ons 'n voorbeeld daarvan gaan doen, dan gaan dit so lyk. Voorbeeld nommertjie 1. Wonderlik. Hoeveel terme hierdie ding hier, ek noem dit 'n uitdrukking, wonderlik. Ek noem daai 'n uitdrukking. En my vraag gaan wees, uit hoeveel terme bestaan hierdie uitdrukking? Nou, daai 6 daarvoor, hy het ook 'n teken. Sy teken is nie visible nie, jy kan hom nie sien nie. Hy is deurskynend, invisible, wat's dit? Ek weet nie, in alle eerlikheid, ek weet nie. Maar, nie sigbaar nie, wonderlik, daai is 'n woord. Hy is nie sigbaar nie, maar daar is 'n plus daarvoor. So, as daar niks daar staan nie, is daar 'n plus. As daar minus daar staan, raai wat, dan is dit 'n minus. Dan is die hele ding 'n minus, dan is dit minus 12Z. Nou, die teken skei die terme. Wat beteken dat, as ek 'n kringetjie gaan maak, op al my, omdat ek vir jou gesê het, terme bestaan uit 3 dinge.
'n tekende getal en 'n veranderlike. So as ek 'n krinkie gaan maak oor elke teken, getal en veranderlike, dan gaan ek 4 hê. So dit beteken die uitdrukking bestaan uit 4 terme. Hulle gaan vir jou vreemde vrae vra soos dit. So, hoeveel terme is daar in hierdie uitdrukking? En dan moet jy net tel. Jy moet letterlik net gaan krinkies maak en tel. Ons gaan verder. Ons kan hierdie nie verder vereenvoudig nie, as jy sou wonder, want daar's nie een soortgelyke term nie. Nou, ek het 'n bietjie gepraat oor die feit dat as daar geen teken is, dan beteken dit eintlik 'n plus. So jy weet dit, jy is slim genoeg. Nou die tweede ding waaroor ons praat is die getal. Getal voor die veranderlike noem ons die koëffisiënt. Okay? So hulle gaan vir jou vra, hulle gaan vir jou een of ander vreemde uitdrukking gee en wel jy gaan sien daar's 'n 7x kwadraat en dan moet jy sê hoorie so okay, die koëffisiënt van die x kwadraat is 'n 7 en sulke tipe staf, nê? Nee, dis vreemde vrae wat hulle jou gaan vra daaroor, maar dis omtrent dit. Dis die maklikste eintlik, die 3, die getal. Hulle werk al baie lank met getal, so dit hoort vir jou die maklikste te wees. Nee, wat bietjie moeiliker is en wat half bykom is die veranderlike. En dit is die derde een van 'n term wat nie elke term moet 'n veranderlike hê nie. Hulle moet die ander twee hê. Die derde een is opsioneel. Dit kan enige alfabetletter wees. Okay, dis wat ek wil sê daaroor. So, okay, great. Hy het nie altyd 'n veranderlike nie. Maar daar is ander definisies, ander terme en ander goedjies wat gepaard gaan met hierdie en hierdie is vir ons nou 'n bietjie meer raak aan eksponente en dis hoekom ek in my introduction, my inhuldiging, nee wat, ek weet nie, my deeltjie daar in die begin het ek gesê nog meer definisies, want jy weet nou wat 'n term is. Jy het net deur al die vervelige definisies en slides gegaan van ek wat vir jou verduidelik wat 'n term is. Jy weet nou bestaan uit 3 ensovoorts. Maar ons gaan nou 'n bietjie verder gaan en uitbrei oor waaruit bestaan die veranderlike. Wat het hy ekstra? Jy weet, soos wat maak hom spesiaal en allerhande sulke vreemde goeders. Hierdie ding wat jy hier sien is 'n X. Ek weet dit lyk nie baie mooi nie. Sekere mense vra vir my of dit 'n hoofletter R is of dit 'n I is wat verkeerd gegaan het of dit 'n K is of dit 'n N is. Nee, dis 'n X en dis hoe ek altyd my X'e gaan maak. As jy sukkel om te lees, shame vir jou. Nou die X wat op die grond langs my 3 staan, langs my koëffisiënt, onthou daai woord, noem ek die grondgetal. Hy staan op die grond, so hy is die grondgetal. Hy is soos die basis. Die getal voor hom, soos ons al reeds gepraat het, is die koëffisiënt en as daar niks voor hom staan nie, beteken dit daar is ten minste een van hulle. So daar staan eintlik 'n 1 altyd. As daar 'n 0 was, sou daar nie 'n eksponent, 'n grondgetal wees nie. Nou hulle grondgetalle kan ook eksponente hê. En as daar niks daar staan nie, weer eens, staan daar eintlik 'n 1. En ons noem dit die eksponent. As hy 'n 2 gehad het, kon jy ook sê dis 'n kwadraat. Ons sê dit nogal baie. Of ons sê dit is as ons soos 'n 3 of wat ook al was, sou jy gesê het dit is x tot die mag 3 of tot die mag 6 of 16 of 12 of 463.000 of wat ook al jy wil hê. Ek dink dis al die definisies. Ons kyk wat doen hy in die volgende. Kan ek so nie onthou nie. Okay. Eksponent. Soortgelyke terme. As die grondgetal en of eerder of die eksponent verskil. So as hierdie getal die grondgetal, die veranderlike of die eksponent van mekaar verskil in 'n uitdrukking. Nou net het ek jou gevra hoeveel terme is daar in die uitdrukking, toe sê ons 4.
as jy so 'n uitdrukking het, voordat hy vereenvoudig is, maar die grondgetal en die eksponent is nie dieselfde nie, dan is dit nie soortgelyke terme nie. As hulle presies dieselfde is, sê ons, hulle is soortgelyke terme. Nou, in 'n voorbeeld wat ek met julle gaan doen, gaan ons 'n hele lange uitdrukking kry. Hierdie is 'n uitdrukking wat nie vereenvoudig is nie. Dit beteken jy kan hom kleiner skryf. Nou die eerste vraag is, jy kan sien hierso is 1, 2, 3, 4, 5, 6 terme. Van hierdie terme is daar soortgelyke terme. Die eerste een, die x tot die mag 2, nou jy hoef nie noodwendig na die koëffisiënt te kyk of hulle soortgelyke terme is nie, jy kyk net na die grondgetalle en die eksponente. So my eerste een, my 3x tot die mag 2, maar ek hoef nie noodwendig soos ek sê die 3 in ag te neem nie, is dieselfde of is die soortgelyk aan die minus x kwadraat. Dis omdat ek net kyk na die grondgetal en die eksponent. Die grondgetal en die eksponent is dieselfde, beide is x, beide is 2, so daar is vir jou 2 soortgelyke terme. Moeilik? Nie moeilik nie. Kan jy die ander twee vind? Baie eenvoudig. Die ander een gaan wees 2x, want daar's 'n enetjie bo by die x en hierdie 4x het nog 'n enetjie. So hulle is dieselfde en die laaste, wat nie die moeilikste nie, is die 3's. Daar's my soortgelyke terme. Dit beteken ek kan dit gaan vereenvoudig. Dit is baie eenvoudig om dit te gaan vereenvoudig, maar ek gaan dit stap vir stap saam met julle deurgaan. Nou, ek doen dit in hakies sodat julle kan sien ek isoleer hulle van mekaar, maar jy hoef nie. Jy kan hulle net met jou kop uitwerk, jy kan net sê okay, 3x kwadraat plus of minus 1x kwadraat is 2x kwadraat. Jy kan dit gaan doen, sure. Maar ek wil vir jou wys dat dit slegs daai terme is wat aan mekaar gaan raak. So die 3x kwadraat minus die 2x. Dit is soortgelyke terme. So met hulle kan ek hulle vereenvoudig. Nou, die volgende een gaan wees, die x'e en die een na hom gaan die tot die mag 3's wees. Net twee dinge voordat ons aangaan. Jy moet twee dingetjies weet van hierdie uitdrukking wat ek nou doen. Die eerste ding is die orde van die uitdrukking. Wat is die orde van die uitdrukking? Dis 'n vreemde woord, ek het hom nie ingeskryf nie. Maar iemand gaan dit vir jou vra, hulle vra dit net in graad 8 en dan nooit weer nie. So jy moet dit daarom weet, jy moet dit daarom iewers al gehoor het. Die orde van die uitdrukking is die hoogste mag. In hierdie geval is dit die tot die mag 3. Okay, so as iemand vir jou vra wat is die orde van die uitdrukking, sê jy net tot die mag 3. Maar nou die ander tweede belangrike ding wat ek het dit daarmee neergeskryf, is hoe skryf ek dit? As ek dit nou as 'n antwoord skryf. Jy kan dit nie gaan neerskryf x2 plus x1 plus x3 nie. En die probleem is, dit moet in dalende orde wees. So ek het gevra vir die orde, en toe sê ons is dit tot die mag 3. Nou, orde verwys dan na die eksponente. As ek vir jou sê dalend, gaan dit van hoog na laag. So ek gaan eerste my x tot die mag 3 neerskryf. So werk eerste hierdie pershakkie uit. Wat 7 minus 5. Baie maklik. 2x tot die mag 3. Skryf hom neer. Tweede orde. So wat kom voor 3? 2. So 3 minus 1 gee vir my 3 minus 1 gee vir my 2. X tot die mag 2. En dan my laaste een 2x plus 4. 2 plus 4 gee vir my 6x en ek is klaar. Hierdie is die einde van die video. Dis alles wat ek gedoen het met die terme, die voorbeelde, die hoe ek dit skryf, die definisies daarvan ensovoorts ensovoorts. Ek gaan timestamps opsit, so as jy regtig nou wil teruggaan, kan jy met liefde. Geniet julle van die volgende video en ja, sien jou in die toekoms.